kids, welkom terug na nog 'n exciting en hartvormende les saam met my, Juffrou Lazel. Ek's net so bly dat julle my nou gejoin het vandag. Nou vandag se les julle gaan oor iets wat elkeen van ons elke liewe dag gebruik. Kan julle nou raai wat dit is? As jy nou jou woorde geraai het, dan is jy reg. Nou, ons woorde is eintlik so belangrik en God wil hê dat ons moet leer om ons woorde te gebruik soos wat Jesus gedoen het. Met liefde, vriendelikheid, waarheid en bemoediging. Nou, voor ons begin met ons les oor woorde, kom ons open eers met gebed en dan sing ons 'n paar liedjies saam met mekaar vir God. Liewe Jesus, dankie dat U ons die geleentheid gegee het om saam te kom en meer oor U en die woord te leer. Help ons asseblief om gefokus te bly en help ons om te leer hoe om ons woorde te gebruik op 'n manier wat U eer. Leer ons om vriendelik, saggeaard en liefdevol te wees, net soos U. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê, Amen. Nou julle, dis nou tyd om op te spring en ons hartjies uit te sing vir Jesus. Is julle gereed daarvoor? Awesome, let's go. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Bobby. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Yeah, 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 yeah. Better than everyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. When my hopes and dreams are far from me and I'm running out of
of faith. I see the future, I picture, slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are falling down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me. In the eye of the storm, in the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. Wow julle, dit was nou net soveel van gewees. Dankie dat julle net gesing het met alles wat julle het vir Jesus. Nou, ek wil julle gou 'n vraag vra. Kan julle aan enigiets dink in julle huis wat julle ouers nie wil hê julle moet mee speel nie? Iets wat julle ouers nou gewoonlik vir julle sê, moenie daaraan raak nie. Nou, ek is seker julle kan aan 'n miljoen dinge dink. Nou, ek het vandag hierso by my 'n paar dinge wat ek seker is julle mag nie mee speel nie. Eerstens julle, het ek nou hierdie mes. Nou, julle het seker baie van hierdie messe in julle kombuis. Nou, 'n mes, julle is eintlik 'n baie handige en belangrike toerusting in die kombuis, want dit help ons om ons kos te sny of selfs om goeders op ons brood te smeer. Nou, hoekom dink julle wil julle ouers nie hê julle moet met 'n mes speel nie? Ja, want jy kan nie jouself sny en as jy nie versigtig is nie, kan jy regtig seer kry of selfs iemand anders seer maak. Nou, volgende julle, het ek nou hierdie lighter by my. Kom ons kyk of hy brand, daar is hy. Nou, julle, hierdie lighter kan ons help om byvoorbeeld die hout in die kaggel aan te steek, of selfs die kersies op ons verjaarsdagkoek. Maar julle, net soos die mes, as dit op die verkeerde manier gebruik word, kan dit skade doen. Soos 'n vuur wat jy nou per ongeluk gemaak het, wat jou huis afbrand. Nou, julle, ek het nou nog 'n paar dinge wat ek julle wil wys, wat ook gevaarlik kan wees, as jy dit nie reg gebruik nie. Ek het hierso 'n skêr, en 'n vurk, en 'n skeermes, en wat van hierdie een julle? Hierdie is ook amazing, en ek seker julle ouers gebruik dit, maar as jy dit verkeerd gebruik, kan dit baie skade veroorsaak. Nou, soos julle weet, vandag praat ons nou oor ons woorde, en miskien wonder julle dalk, wat het al hierdie dinge nou eintlik met ons woorde te doen, juffrou? Wel julle, ons woorde kan ook goeie toerusting wees, maar as ons dit verkeerd gebruik, kan dit ook skade veroorsaak. Byvoorbeeld, wanneer iemand jou nou komplimenteer en hulle is nou vriendelik met jou, dit is mos nou woorde wat vir goed gebruik word. Of wat van God se woord, wat mos nou die Bybel is. Dis mos definitief woorde wat vir goed gebruik kan word, né? Nou, dink bietjie aan die woorde wat 'n boelie gebruik. Sou julle nou sê dis woorde wat vir goed of sleg gebruik word? Dis reg, dis woorde wat vir sleg gebruik word. Nou, daar is ook ander maniere hoe jy nou eintlik woorde vir sleg kan gebruik. Julle, byvoorbeeld, as jy nou skinder en leuns vertel. Nou, julle, die Bybel praat eintlik oor hierdie in Spreuke 18 vers 21. Kom ons lees dit gou saam. Die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Julle sien, ons woorde kan of lewe bring, wat goed is, of dit kan dood bring, wat sleg is. Nou, ek is seker nie een van ons wil dood bring deur die woorde wat ons spreek nie, né? I mean, ons wil ons nou lewe bring, en dis hoekom dit so belangrik is om goeie woorde te spreek.
Nou, miskien dink julle, okay, hierdie is regtig dom. Hoe kan iets so klein soos mense woorde soveel krag hê? Wel julle, onthou julle die storie van die skepping in Genesis? God het die hele aarde met net sy woorde geskep. Hy het eenvoudig gepraat en die hele wêreld het ontstaan. Nou ja, ons is nie God nie, maar die Bybel waarsku ons nog steeds dat ons woorde krag het. Nie noodwendig genoeg krag om die hele aarde te skep nie, maar genoeg om skade te doen as ons nie versigtig is nie. En dis hoekom woorde soos die dinge is wat ons nou in die huis het, julle. As ons dit nie versigtig gebruik nie, dan kan dit skade doen. Nou, kom ek vra julle eintlik nou die volgende. Het iemand al ooit vir julle nou iets gesê wat julle baie hartseer gemaak het en dit het julle sommer net ontsteld gemaak? Julle het, nê? En vir hoeveel van julle het iemand nou al iets gesê wat jou nou baie gelukkig gemaak het en dit het jou so geliefd laat voel? Awesome! Nou julle, dit is omdat woorde kan of seermaak of dit kan genees. Hulle kan jou nou opbou of afbreek. Nou ek wil vir julle wys presies hoeveel krag ons woorde het en wat gebeur wanneer ons slegte woorde gebruik. Hierso julle het ek nou hierdie beautiful rooi hartjie. En hierdie hartjie gaan nou iemand se hart verteenwoordig. Nou kom ons kyk wat gebeur as ek nou slegte woorde oor hierdie hart spreek. Jy hartjie, jy's nie goed genoeg nie. En jy's ook baie lelik. En jy's eintlik dom. Oef, julle, kyk nou na hierdie arme hartjie. Dis nou in stukke geskeur. En dis omdat ons woorde het 'n impak. Nou, ek wil hê ons moet nou 'n bietjie 'n oomblik vat en jammer sê vir hierdie hartjie, sodat dit nou kan beter voel. Kyk. Hartjie, ek is jammer. En hartjie, ek het nie bedoel wat ek gesê het nie. Ag en hartjie, ek het sommer maar net gejoke. Nou kom ons kyk of hierdie hartjie beter voel julle. Wel, dit lyk nou nie heeltemal beter nie. Jy kan nog steeds sien waar dit geskeur het. En julle, dis omdat om jammer te sê en te sê, ek maak net 'n grap, maak jy altyd dinge beter nie. Julle sien, woorde is eintlik baie triekie. As jy dit eers gesê het, kan jy dit nie terugvat nie. En die skade is gedoen. Nou, moet my nou nie verkeerd verstaan nie julle. Om te sê jy is jammer is nog steeds baie belangrik. Maar net God kan regtig 'n gebroke hart genees. Die Bybel sê die volgende in Psalm 147 vers 3. Hy genees die gebroke hart en verbind hulle wonde. Julle sien, Jesus is die enigste hartgeneeser. Wanneer ons nou eintlik ons seer vir hom gee, dan sit hy nou nie net 'n pleister op en probeer om dit weer aan mekaar te plak soos wat ons nou gedoen het nie. Julle, hy kom en hy maak ons weer heel. So, as iemand jou nou met hulle woorde seer gemaak het, of dalk het jy iemand anders seer gemaak met jou woorde, bring dit nou vandag na Jesus toe. Want hy kan jou help om te vergewe en hy kan jou help om te genees. Nou ek wil nog 'n Bybelvers met julle deel oor die woorde wat ons spreek. Dit is in Efesiërs 4 vers 29 en dit sê: vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. Het julle dit gehoor? God wil hê dat ons net woorde moet spreek wat goed is en wat ander opbou. So julle, van nou af, kom ons kies ons woorde versigtig. Kom ons maak seker dat die woorde wat ons spreek, woorde is wat goed is. Nou 'n paar voorbeelde van ons woorde gebruik vir goed is
Byvoorbeeld julle om vir mense te bid en hulle te komplimenteer. Of ewen om 'n Bybelvers met hulle te deel en om dankie te sê en asseblief. Nou, ek hoop regtig vandag se les het julle nou geleer net oor hoe kragtig woorde is en wanneer hulle op 'n verkeerde manier gebruik word, kan dit eintlik baie gevaarlik wees. Nou, wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou 'n fun craft maak om ons te help te onthou wat ons sopas geleer het. So is julle gereed om te sien wat ons gaan maak? Okay, wel, kom ek wys julle gou wat dit is. Wow julle, wat 'n fun craft. Ek is seker nadat ons hierdie craft gedoen het, sal ons definitief onthou dat ons woorde krag het en dat ons versigtig moet wees met wat ons sê. Nou om hierdie craft te download julle, moet julle eenvoudig net na die beskrywing van vandag se video gaan en op die blou link klik waar dit sê hier is vandag se craft link. Nou as julle klaar is met julle craft van hierdie week, maak nou asseblief seker julle gaan na ons Facebook page toe en deel met ons hoe julle craft uitgedraai het deur 'n foto nou van julle craft in die comment section van ons craft post te los. Nou so gepraat van crafts julle, kom ons kyk gou na al die crafts wat julle nou ingestuur het vir ons vorige les. Wow julle het almal so goed gedoen met julle crafts. Julle almal lyk nou net so amazing. Baie dankie dat julle nou die tyd gevat het om julle crafts te maak en dit nou met my te deel. Ek's regtig net so trots op julle en ek's bly om myself nou eintlik hele Sondagskooljuffrou te noem. Nou, wie van julle wil nou weer 'n liedjie vir Jesus sing? Ek weet ek wil julle. So kom ons staan gou weer op en dan sing ons nog 'n liedjie saam met mekaar. I know the plans I have for you declares the Lord. Oh, for I know the plans I have for you declares the Lord. Oh, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope.
Wow julle, baie dankie dat julle saam met ons gesing het vir Jesus. Dit was regtig nou soveel van. In feite julle, ons hele les was eintlik net soveel van gewees. Nou voor ons groet julle, kom ons sluit gou eers ons oë en dan sluit ons af met gebed. Dankie Jesus vir die wonderlike les wat ons sopas gehad het. Help ons asseblief om versigtig te wees met die dinge wat ons sê en help ons om te onthou dat ons woorde iemand kan opbou of afbreek. Jesus, as ons al ooit slegte dinge gesê het, vra ons vir vergifnis. En Jesus, as ons seer het van die dinge wat mense al vir ons gesê het, Here, vra ons net dat U asseblief ons hartjies sal genees. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So julle, mag julle almal nou net 'n amazing week hê wat voor lê. Ek sien julle nou weer volgende week. Maar tot dan, bye julle!